Die wat die Here wil dien, hulle het 'n nuwe toekoms. Geliefdes, genade, vrede, barmhartigheid en liefde vir u, van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Liewe gemeente, terwyl ons so ons plekke hou, kom ons verootmoedig, kom ons buig ons hoofde en ons sluit ons oë en ons nader tot God in gebed. Kom ons bid saam. Troue Here, baie dankie dat ons voor u aangesig ook op hierdie manier kan verskyn. Ons weet en ons bely en ons erken, u is oral. Op die hoogste berg en die diepste kloof. Hoe hoog daar waar ons nie eens lekker vars asem kan haal nie, want die suurstof is daar te min, maar daar is u ook, en hoe diep ook al in die donkerste, diepste put, daar bly u by ons. Maar ook dan hier, Heer, die besondere om in u teenwoordigheid te mag wees, hier in die tempel, as die gemeenskap van die gelowiges, hier voor u, Here, in u aangesig, hier waar u ons toerus, waar u ons roep om saam te wees, om mekaar te ken, mekaar te waardeer, mekaar op te pas, en sodoende tot eer van u en tot uitbreiding van u koninkryk, hier vir mekaar, o Here, te kan wees, om waarlik kerk van u te kan wees. Alles tot u eer, en daarom dan, Here, as ons daaraan dink, besef ons die grootste eer, want dit het u seun gekos om in hierdie voorreg te mag deel. Ja, toe hy sy asem uitblaas, terwille van ons skuld en sonde, toe skeur die voorhangsel van die tempel, sodat ons ook met vrymoedigheid toegang tot hierdie voorreg kan hê. Ja, hy wat u vir ons gegee het in barmhartigheid, is ons middelaar, is ons voorspraakmaker, ons verlosser, Jesus Christus. En daarom tot sy eer dan, Here, as die gestuurde seun op grond van u almagtige en alwyse raadsplan, is ons hier saam om as die kerk hom te eer en sy naam groot te maak. Dankie, Here, dat u bereid is om terwille van ons die tree te kon gee om mens te word. Ja, sodat ons daarin ook iets kan leer van hoe ons na mekaar moet kyk. Dat u bereid is om die vlees op te neem, om terwille van ons alles te kom verander. Dat ons so deur u oë dus na mekaar altyd kyk. Ophou oordeel, ophou veroordeel, maar eerder in liefde mekaar aansien, mekaar vergewe, mekaar bystaan, nie selfsugtig alleen ons eie bestaan najaag nie, maar vir mekaar, o Here, 'n verskil te wil maak. U sê dit in u woord, doen goed aan alle mense, maar veral aan julle medegelowiges. En daarom as broers en susters in u naam een is, dan loof ons u vir die voorreg. En ons vra u verryking, en ons vra u inspirasie in hierdie diens vandag. Ons vra dat u met elkeen van ons sal werk, en tot die diepste van elkeen van ons sal spreek. Dat ons nie maar net hier opgedaag het nie, oud en jonk, maar dat ons hier sal weggaan met die wete, u het aan ons kom raak. Laat dit dan so wees, o barmhartige Heer, deur die kragtige en liefdevolle werking van u Heilige Gees. Amen. Ons gaan luister na die woord van die Here. Ons gaan saam lees uit Matteus, die Matteus Evangelie, hoofstuk 6, vers 25 tot 34. En dit onder die opskrif die sorge van die lewe. Matteus hoofstuk 6, vers 25 tot en met 34. Die sorge van die lewe. Hierdie gedeelte is ook opgeteken in die Lukas Evangelie, in Lukas hoofstuk 12.
Broers en susters, God se woord. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog wat julle nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Net tot sover God se woord. Gras verdor en blomme verwelk, maar die evangelie hou die ewigheid. Geliefdes, kom ons sing saam. Gesang 577. As u vandag hier sit met geen bekommernisse nie, dan is u een van die baie gelukkige mense. Bekommernisse is maar deel van ons lewe. Ons is eintlik maar oorlaai met bekommernisse. Spanning, angs, stres, vrees, bekommernis. Mense is bekommerd oor hulle versorging, oor hulle veiligheid, oor die toekoms van hulle en hulle geliefdes. Om die waarheid te sê, in ons tyd word hierdie dinge die siekte van ons era genoem. Bekommernisse wat maagsere veroorsaak, wat suikersiekte veroorsaak, wat selfs kanker en ander siektes veroorsaak. Maar as 'n mens kyk na die woord van die Here, dan sien 'n mens, tog is die situasie van menswees ook nie so uniek, net aan ons eie era nie. Dis blykbaar maar nog altyd die mense pakkie. Want kyk 'n mens na die geleesde gedeelte, Jesus aan die woord, 10 versies, waarin daar nie minder as 6 keer oor bekommernis en begaandheid gepraat word nie. En die oproep in hierdie gedeelte, ons noem dit vanuit die literatuur 'n imperatief, 'n bevel, maar moenie julle bekommer nie. Die 10 versies is op 'n baie mooi en unieke manier geskryf. Dis eintlik 'n literêre meesterstuk. 'n Mens lees dit, maar jy besef dit nie. Dit begin en dit eindig
met hierdie bevel, hierdie imperatief. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer nie. En dan aan die einde, moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Met ander woorde, 'n begin en 'n einde, hierdie belangrike moenie. En dan tussenin 4 ander plekke van moenie, 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 moenie. Maar daar is in hierdie gedeelte tog ook 3 positiewe imperatiewe. Met ander woorde, moet. Dis wat jy moet doen. En die 3 imperatiewe positief is kyk, let op en beywer jou. Kyk, let op en beywer jou. Die eerste 2, later terug na die derde een. Kyk na die wilde voëls. En die tweede een, let op hoe groei die veldlelies. Die gedeelte roep ons op, en Jesus is aan die woord, om so 'n bietjie van jou probleme af weg te kyk. En te gaan kyk na die natuur. Kyk na die wilde voëls, let op hoe groei die veldlelies. Ons is ongelukkig in ons tyd ver van die grond af. Ver van die natuur af. Ons is stedelinge. Ons bly in beton. Ons word geokkupeer met tegnologie. Ons sien die dinge van mense hand die heeltyd. Ons sien nie die dinge van God se hand nie. Maar 'n oproep. Kyk, let op. Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie. Hulle maak nie 'n skure bymekaar nie. Maar julle hemelse Vader sorg vir hulle. So staan dit daar. En dan die vraag, is julle nie baie meer werd as hulle nie? Geen insette van groot maat daarvan af die wonder van die voëlwêreld om kos bymekaar te maak, maar tog gaan hulle aan. Tog word hulle versorg. In die wonderwerk van nesbou en eiers lê en vlieg, is dit God wat besig is om vir hulle te sorg. Hulle gaan maar net aan. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. En dan iets om oor te dink, as dit so met hulle gaan, en ek en jy is so bang en bekommerd en vol twyfel, word die vraag vir jou en my gevra, is julle nie baie meer werd as hulle nie? En dadelik dink 'n mens ook aan Matteus 10 oor die 2 mossies, daar die 1 sent, waar daar geskrywe staan, Matteus hoofstuk 10 vers 29 tot 31, word 2 mossies nie vir 'n sent gekoop nie. Maar nie een van hulle sal op die grond val, as dit nie die wil van die Vader is nie. Julle hare op julle hoof is getel, moenie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Is julle nie meer werd as hulle nie? As God vir hulle so mooi sorg, as God so omsien na hulle, word ek en jy in ons vrees, in ons bekommernis, daaraan herinner. Ons is baie meer werd. Hy sal ook so aan ons behoeftes voorsien. Baie interessant dat in Lukas word daar nie gesê kyk na die voëls nie, daar word gesê kyk na die kraaie. Geleerdes reken dit kom vanuit die Ou Testament, uit die Psalms. Psalm 147 vers 9, daar staan daar, kyk na die jong kraaie. Hy sorg vir hulle wanneer hulle skreeu om kos.
dan word daar juis in hierdie Psalm gepraat oor God wat voorsien, God wat versorg, God wat die deur oopmaak, God wat steeds daar sal wees. Ons het gekyk, let op hoe groei die veldlelies. Hulle swoeg nie, en hulle maak nie klere nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nooit geklee soos een van hulle nie. As 'n mens die tyd neem om in die reenseisoen die pragtige van 'n veldblom wat ons gewoonlik maar net verby by stap, te gaan sien, en die ongelooflike kleding, kleur, fatsoen van daardie ou blommetjie te aanskou, dan staan 'n mens verstom. Hoe daardie pragtige, wat 'n mens maklik oor trap en verbyloop en optrap, juis gemaak is op die ongelooflikste manier. So mooi, dat die woord van die Here sê, nie eers ou deftige koning Salomo, die een wat maatjies was met Skeba, die koningin van Skeba, wat vir hom so baie geskenke gebring het, die een wat die kans gehad het om die tempel te bou, daardie kosbare welaf, ons lees van al sy skatte, koning, nie eers hy, kon dit regkry om eenmaal gekleed te wees, soos een van daardie veldblomme nie. Dit is God wat sorg. Dan word dit nog boonop ook nog vir ons verder verduidelik, en word daar vir ons gesê, as God dan die gras van die veld, wat môre verbrand word, so versuur, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges. 'n eenjarige ou dingetjie. Net hierdie jaar hier, nou kom die veldbrand en die blommetjie is tussen die gras weg. Maar so sorg God vir hom. En dan vir ons te meer, wat die kroon van sy skepping is, wat na sy beeld geskape is, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie. En word ons in ons vertwyfeling so eie as mens kleingelowig genoem. Ja, so maklik om die grootheid van God se hand mis te kyk en net in ons eie probleme en in ons eie bekommernisse vas te bly kyk. En dan staan daar, julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Want dit is alles die dinge waaroor weer iets genoem, die ongelowiges begaan is. Kleingelowiges, ongelowiges. Wat sê dit vir ons? Dit herinner ons dat ons in geloof aan die Here moet bly vashou. Want klein geloof en ongeloof is gelyk aan weghardloop met bekommernisse. Vertrou die Here. Hy sal voorsien. Hy sal sorg, soos wat hy dit doen met die kleinste ou veldblommetjie. Soos wat hy dit doen met die kraaie en die voeltjies, die mossie wat ons daarom hier in ons omgewing in die oggend hoor. God voorsien en God versorg. En daarom dan 'n nee. Nee en die derde imperatief, met ander woorde wat my en jou te doen staan. Nadat ons gekyk het, nadat ons opgelet het, nee, beywer. Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie ander dinge gee. Beywer om God se koninkryk en sy wil
in my lewe uit te voer. En dan kom daar nog 'n belofte daarmee saam. Dan sal hy ook al hierdie ander dinge vir julle gee. Ons word dus opgeroep om te prioritiseer, om ons prioriteite agter mekaar te kry. Ons is bekommerd oor die aardse dinge, maar ons vergeet waar dit alles eintlik maar vandaan kom. Ons vergeet wie is die een wat ons seën, wie is die een wat vir ons gesondheid gee, om juis te kan werk, om daardie geseënde oes te kan insamel. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God, dan sal hy ook al hierdie ander dinge vir julle gee. Die ou groot kerkvader Augustinus, hy leef 354 tot 430, met ander woorde in die 4de en gaan oor na die 5de eeu. Reuse impak in die kerk gemaak, veral in ons tradisie van dis genade alleen. Daardie Augustinus skryf en sê, God wil ons met soveel goeie dinge seën, maar ons hande is te vol van ander dinge. En dan verstaan 'n mens miskien daardie versie beter. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en die wil van God, dan kom al daardie ander dinge van self. Ons spandeer ons tyd en ons energie in so 'n groot maat, en ons moet, want dis 'n Bybelse opdrag, in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. In so 'n groot maat besig met ons aardse dinge, dat dit ons baie keer insluk. Ons insluk en ons so besig hou en ons soms teleurstel, want daarin lê nie ware satisfaksie nie. Dit kan nie totaal en al versadig nie. Ironies dat ons tyd in so groot mate aan dit afstaan, terwyl die eintlike een is wat dit ook vir ons kan gee. God is, aan wie ons baie keer juis dan nou nie tyd kan afstaan nie, want ons is so besig met die ander dinge. So ongelooflik akkuraat, as 'n mens weer herinner word om te kyk en op te let, en dis dan te besef dat ek my prioriteite in my lewe moet reg hê, dat ek een saak eerste moet stel, God se wil en God se koninkryk, en dan val al daardie ander dinge in plek. Mag die Here gee dat ons, wanneer ons bid, gee ons vandag ons daaglikse brood, ons altyd begenadig is, sodat ons nie in kommer hoef te verval nie, en sodat ons altyd sal weet waar al hierdie goeie dinge vandaan kom. Amen. Broers en susters, kom ons dank saam. O Here, maak ons oë oop om verder te kyk en dieper te sien. Herinner ons aan die goedheid en die guns wat uit U hand kom. Ons erken en ons bely, ons het ook maar net voete van klei. En so maklik om maar net dalk die woord te hoor, moet julle nie bekommer nie. Maar Here, in die gedeelte begin en eindig U daarmee, om dit vir ons soos 'n inleiding en 'n slot vas te sluit, om ons daaraan te herinner, dat dit nie die moeite werd is nie. Dat U die een is wat in beheer is. Ons moet maar net kyk, ons moet maar net oplet, en ons moet ons prioriteite agter mekaar kry. U is die een wat gee, en ons dank U daarvoor. Dankie vir U hand van voorsiening in ons lewens. Hier is ons geklee, hier is ons tot op hede gebring, gevoed. Ons loof U daarvoor. O God, verlaat ons nie, bly ons by.
En wat ook al dit mag wees wat onrus in elke hart hier veroorsaak, watter kommer of kwelling dit ook al dan mag wees. O Here, maak dit stil. Laat hy en sy en ek verder kyk en dieper sien. U voor oë hou en weet, dis U wat alles reg maak. Laat ons eerder instel om U te behaag, as om die bekommernis te vertroetel. Want U is die een wat dinge omswaai, omdraai, verander en laat uitwerk. Ons erken dit, Here, en daarom en daarmee saam loof ons U en prys ons U en erken ons U is die goeie gewer. Ons bly U aanbid. En daarom bid ons dan ook, soos Jesus saam met die disippels, gee ons vandag ons daaglikse brood. So vra ons dit om Christus Jesus ontwil. Amen. Ontvang die Here se seën. Die genade van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus en die nabyheid van die Heilige Gees gaan en bly by elkeen van ons. Amen.